voorheen in grensoorlog. They would cut their private parts, if it's a male, and they put them in their mouth, dead bodies, and they leave them like that. All wars are brutal. The natural outcome of any war is death, is killing, to achieve political goals. Die Amerikaanse joernalis en fotograaf Jim Hooper het in die 80's by die Suid-Afrikaanse regering aansoek gedoen om saam met die weermag op 'n grensoorlogoperasie uit te gaan. I had been authorized to spend time with Kufut. And when I asked what Kufut was, I was told it was police. And I was seriously disappointed because I really didn't think that there was a story there. I was soon to be corrected in that impression. Kufut was die kodenaam van die Suidwes-Afrika Polisie Teeninsurgensie eenheid. Dit was 'n mag van 3000 man, hoofsaaklik Ovambos onder wit Suid-Afrikaanse offisiere. First of all, was surprised that Kufut was 85 to 90% black, that the senior black warrant officers pretty much ran the combat groups, and that whites who arrived there really had to gain the respect of the senior black policemen in order to remain in their position. As jy 'n span, as jy mense spankonteks kyk, dan kyk jy na 45 Wambos, en dan kyk jy na enigiets van 1 na 4 blankes. Kufut was hoogs kontroversieel. Een van die redes was dat hulle per kop betaal is. As jy genoegsame terroriste gekry het, dan word daar kopgeld betaal. Vir elke terrorist wat daar, jy weet, as 'n plaaslike ou in die weermag moes dit uitbetaal het aan ons, is ek glo. Dit is waar dit gegaan het, en dit geld inligtingsgeld. Dit hang af hoeveel spanne wat daar gewees, of 1 terrorist of 2. Maar as dit miskien, kom ons sê maar, as dat 4 terre is, en ons was net 2 spanne gewees. Dit hardloop 2 spanne is, per span is 45 mense. Ek sal sê so by 400 per ou, dit het nog heel baie tyd. Dit was baie geld gewees vir ons daai tyd, ja. Die spoor na die guerrillas het dikwels by die plaaslike bevolking begin. Daar by die bos kom en die mense te kom, dan vra ons nou, waar is die swapo, het julle die swapos gesien of nie? Daar is mense ook wat sê, ja, ons het hulle gesien, hulle was hier gewees gister of vandag of nou, dan vat ons die spoor, dan volg ons die spoor. Maak nie saak nie 1 of 2 of 10, dan vat ons die spoor tot ons daai mense kry. In die proses is die grens dikwels oorgesteek. I had no idea that that any of the South African security forces were crossing the cut line, the border, with impunity. It came as something that was as a shock when on the second or third day, I found myself inside Angola. Jim was nie Afrikaans magtig nie. You know, whenever anyone would ask me how much Afrikaans I spoke, anyone in Kufut in any case, I would tell them that, you know, I could understand at least a third of what was being said. And they'd look at me in surprise and say, genuine? I said, yeah, it's easy when every third word is fuck. Ja, ek het groot agting gehad vir hom. In die manier hoe hy die dinge sien, kalm, cool, weet, en is cool en look, hy's regtig cool geweest. Stephanus du Toit came across as a very personable young man, albeit with a hair-trigger temper. He was highly motivated, an ex-Takmak member, a former, I think, Golden Gloves boxer, who loved the job, loved the work.
Die adrenalien wat hy so gejaag het. Ek het nie gegaan daar om vir my land te veg nie. Ek het nie gegaan oor al hierdie jy weet patriotiese dinge nie. Dit was in 'n ou se bloed. Ek meen ons het klein tyd groot geword met boekies van die Tweede Wêreldoorlog en dit is net oorlog. Maar daar's iets wat something chased me. Iets het my gejaag of ek het iets nagejaag. Many, if not most, of the people in Kufut were addicted to high-risk activities. As ons kontak slaan, die skote klap van daai ter en ons skiet terug en almal skiet. Dit was daar, ons het baie geniet daarso. Contact! Ons het daai mense geskiet tot hulle. As hulle daar kom lê, dan almal ons het mekaar hande gekroet en so aan. Whenever I was with that group, I always had a pretty good idea that we were going to have a contact. Hy self is by geleentheid in die arm gewond. I had a tape recorder running when I was hit, and let out a somewhat girlish scream. Everyone wanted to make copies of the tape and would practically fall off their chairs in hilarity whenever they listened to it. It was a very easy red badge of courage. Although I can say that I was a lot more frightened going into the bush afterwards than I had been before. Kufut het nie tradisionele speurwerk gedoen nie. They really made no effort to be quiet because 4 Caspers in a Blessbox supply vehicle make a lot of noise. Omdat ons in voertuie beweeg het swaap ons geweet en ons kom. So ons het meeste van die tyd in hinderlae ingery. En daai gevoel dat jy enige oomblik wat gebeur is met my as jy die drywer is, jou teel wat jy deurkyk is koelbestand. As daai ding wit raak, beteken dit hulle skiet op jou om jou te dood want jy beheer die voertuig. En in 'n kontak luister jy net vir die persoon bo al die geraas van geweervuur en skoppe en mense wat probeer oor mekaar val om uit te kom en jy sien nie, jy's net in hierdie klein hokkie met 'n stuurwiel voor jou en jy's blind want niemand praat nou met jou nie. In die chaos van die oomblik is katastrofiese foute gemaak. Die ouens wil dit nie graag sê nie, maar baie van die ouens is dood as gevolg van eie vuur. In die kontak is die ouens wat nie goed genoeg opgelei is en dat maak sy oë toe en dan skiet hy en seker goed, jy weet. Tyres word pap geskiet. Karre word raak geskiet. En dit is net altyd die vyand se vuur nie, dit is chaos. Ons mag getrof, skiet oral in die bosse en jy sien niks en jy skiet net. So dis baie koers wat uitgaan. Wanneer die geveg klaar is jy op jou eie. Vir daai paar minute as jy is doodstil nie op jou eie en jy klim uit die voertuig om te gaan kyk wat gebeur het. En natuurlik sien jy goed wat jy nie kan gewoond raak nie, soos dooie mense, van jou manne wat beseer is en wat raak geskiet is. En ewe skielik verander die emosies. Die ouens is raak geskiet, maar wat van die vyand? Die vyand word nie nog gekykie. En wat gemaak met hierdie emosies? These cowboys definitely did not cry. Drank was die dwelm en die ontlading. Ja, die drank het gevloei, soos in enige ander plek. Het die ouens ramming ook gedoen. Daar's baie ouens, ek onthou nou ek kan 'n paar ouens se name noem wat ek weet wat glad nie gedrink het nie, glad nie gerook het nie. Wat ek nie kon verstaan nie. Kufut word deur meeste oudlede as die effektiefste teeninsurgensie-eenheid van die oorlog beskryf. 153 van hulle het gesterf, maar volgens beskikbare syfers het hulle 3681 guerrillas gedood. 'n Verhouding van 1 tot 25. In baie kringe word hulle beskou as wreedaardige moordenaars. So they were on drugs. And I think also Kufut, it's not professional. A professional soldier, you fight. If somebody's killed, you honor, even if they are dead. But the way the Kufutus and the 32 Battalion, they were doing it to the dead bodies, is unprofessional. They leave the bodies with their private parts in their own mouth. It's immoral also. You have to respect the dead.
Nee, vandat ek weet, ek het nie glad nie. En dit is van 80 af, as ek aan en af in Wamland. Ek het nog nooit deel gehad in so iets nie. En selfs my mense ook nie. Ek weet nie van enige span in Koevoet spesifiek wat ek weet van dat die skrotum afgesny het of die ore nie. Ek weet dat dis roemers wat ek gehoor het uit die weermag se ouens uit. Ek het wel ouens gesien uit die weermag van die, maar in my opset nie, ek het nooit gedeel aan. Their success had far less to do with excessive brutality than professionalism. Although I never saw it, I never saw atrocities, I have no doubt that they occasionally happened. Ons was nie bang geweest nie. Ons het saamgewerk altyd, ja, dis hoekom al mense hulle wys vingers na ons toe, omdat ons sterker as ander mense geweest het. Ons was hard geweest daai tyd, ja. Koevoet, according to the information which was reaching us, in order to get information from the local population about whereabouts of Namibians would sometimes use methods of interrogation which is not acceptable at all, even among militaries. Sometimes military gets angry, sometimes we should not hide behind it. Sometimes military, when they capture somebody, can even fight, can even beat off your teeth. It might happen. But they will never fix you to APC and pull it through the streets of the town. It is not a military. It is something medieval. If they kill my comrade, and you hear his bodies being dragged in the villages or is tied on the Caspars, I may think he was not doing it as a professional soldier. Why do we take off our heads? It's because we respect that dead body. But because they were killing subhuman or so, they had no respect on it. When one thinks about it logically and practically, to have put the bodies inside would have been a bit messy. And they weren't dragged behind the Caspars. They were tied over the wheels, over the wheel arches, and taken back for possible identification. Vir die uitkenning, moes ons die lyke invat. En net baie keer het jy nie, wil jy nie op die bak sit nie, want dan sit klop goed daar. En dan het rigor mortis te wees en al sulke dinge. So, en jy 2, 3, 4, 5 dae van die, en dan ry jy hulle maar so, jy sit hulle in bodybags en jy gooi oor, as jy bodybags het nie, en sit jy net oor, jy maak hom vast op die modderskerm, en dan ry jy in vir uitkenning. Ag, dit was maar net onze feeling, wat soos Engelsman sê, soos onze feeling, ons moet, onze hoede, as jy die hoed omdraai, dan is het droog hier so, as ons nou van Oshakati afry, of wat ook al, rondo toe, al die pad, en die mense nou wat by die pad staan vir ons kyk, dan weet hulle, daar was 'n kontak van hulle se hoede omgedraai. En op die Casper se tyre, daar lê lichaam van die mense daar. A lot of commentators attacked Koevoet for what they described as ruthless, brutal tactics. None of those commentators, however, point out that SWAPO killed thousands of its own people in camps in Angola. So there is there's a degree of hypocrisy, moral relativity that says more about the ideology of the commentators than their willingness to look at the facts. Ja, wat sê dit, ouens het dit gedoen vir geld per se, en ouens het dit gedoen vir drank per se, of drugs en daai goeders, hy moet maar my kom, so van bid. Nadat ek hom gebliksem het. Swart Koevoetlede was nie gewild onder hulle landgenote nie. Veral ons wat by Koevoet was,
Die meeste mense hulle het nie vir ons gelyk nie. There is no worst enemy in the world rather than your former friend. He knows your advantages, disadvantages, your strong weak points, and he will use it in his fight. Kyk, ek het geweldige respek vir die swart. Geweldige respek vir die ouens. Ek moet dink 'n bietjie vir jouself, jy's alleen. Daar's soms is die een kader, die een swamp ou, waar die een ou soveel moeilikheid veroorsaak vir 'n span. Ek meen jy sit hier met 4 voertuie. Jy sit met miljoene rande se backing, jy sit met choppers, jy sit met gunships, die hele toetie, jy sit met die wapens en hierdie ou is besig om vir jou roer. Hy roer vir jou. Baie groot respek vir hulle. Tooi is ook dikwels onkant betrap deur 'n ander ooreenkoms tussen homself en sy vyand. Verskeie kere wat jy ouens wat jy van die lyke na kontaksituasie weer gaan en kyk wat daar is, sy fotootjie is aan, sy girlfriend se foto's aan, sy vrou se foto, sy kinders se foto. Hoeveel van die ouens het ons nie gekry met Bybels nie? Al het al die Koevoetlede uit 'n agtergrond van apartheid gekom, het wit en swart mekaar hier anders ervaar. Hulle het saam met ons geveg en hulle het saam met ons alles gedeel. Jy was in 'n klein spasie die hele dag, 24 ure 'n dag. Daar was geen vyandigheid nie. Jy het almal die werk gedoen. Dit was 'n gevaarlike werk. Daar was nie jy's beter as daai persoon nie. Hulle was eintlik my broers, soos in die Engelsman sê, brothers in arms. Alright, daar was apartheid geweest, ons het nie saam geëet nie, of as ons terug is by die basis, ons het saam geslaap by die basis nie, ja, daai een is aparte van ons, dit is van oudheid al terug, maar om saam te werk, soos ons saam gewerk het nie, ek het apartheid gesien nie. Die buitestander Jim Hooper het dit anders waargeneem. Perhaps my greatest disappointment during my time with Koevoet was the lack of interpersonal communication between black and white off duty. On duty, there was no separation, except from a command point of view. Back in Oshakati, there was a distinct separation. Na afloop van die oorlog het die verskille net skerper geword. Terwyl die wit oud Koevoetlede teruggekeer het na 'n siviele lewe, sit baie van hulle swart kollegas gestrand. Hier sit hulle in Suid-Afrika, hulle is Suidwesters en op die einde van 'n waar sit hy sit in 'n land wat hom nie wil hê nie, hy kan ook nie terug gaan na sy land toe nie. Alles wat daarmee gepaard gaan. Sommige oud Koevoetlede kon aanpas na die oorlog, ander nie. Almal dra die las van herinneringe aan 'n tyd toe hulle uitgeruk was uit die kalm siviele lewe by die huis. Jy kan nie dit aan iemand sê wat jy deurgegaan het, want ek bedoel, dit is absurd. Jy het dan vir ons geskryf, jy het gesê alles gaan goed. In my kultuur was dit, jy het jou weermag gedoen, jy het jou deel gedoen vir die land, en wat ook al jy daar gedoen het, good for you, jy weet, 100%, en dit is net, dit is reg. You can't talk to your friends and family back home because they've never experienced it. They don't understand what you've seen, what you felt. En hulle het 'n naam genoem, hulle het gesê dis posttraumatiese stresdisorder. Ek het net gedink dit is een van hierdie fancy name wat die Amerikaners altyd vir iets gee en nooit daaroor ge-worry nie. En ek het dit vanaand gaan oplees en besef maar al hierdie simptome wat hulle, dis ek. Soos hulle sê, die numbness, die vergeetachtigheid, jy kan nie dinge onthou nie. Posttraumatiese stres is regtig, is genuine klomp bose geeste en demone wat vir jou roer. As jy in 'n konfliksituasie kom waar mense met jou praat, dan wil jy basies net hulle verskree. As ek 'n situasie glad nie kon hanteer, het ek gedink as ek geweld gebruik, dis dit seker die beste. En ek bedoel, hoekom nie? Ek is opgeneem gewees op 'n stadium en ek het 'n klomp pille gevat wat hulle vir my gegee het om te drink. En ek het dit saam met rum en coke gedrink en hulle het vir Dormicum gegee, gespuit sodat jy slaap, asof dit nou, jy weet, jy bly nog steeds skree.
baie aan die begin van toe die oorlog geëindig het. In die eerste 6 maande het ons 'n hoë insidente van selfmoord gehad. Mense wat skuldgevoelens gehad het. Maar die belangrikste is om jouself te vergewe. Ek het so 'n lang battle gehad. Ek sit saam met 'n ou. Hy sê vir my, vergewe jouself. Ek sê nee, jy kan nie. Ek sê ek sal al hierdie werk doen vir die Here. Hy sê nee, jy moet jouself vergewe. Ek sê nee, daar's nie 'n manier nie. Hy sê, wil jy? Ek sê nee, jy kan nie vir dit wat 'n ou gedoen het nie. I certainly know of at least 4 suicides amongst former Kufut members after they left Namibia and went back to more normal existences. Toe sê hy die aantal selfmoorde in die begin getel. Ek weet ek het opgehou by 11 in 'n jaar. 11 ouens wat selfmoord gepleeg. 2 ouens in my span. Was baie hartseer. Vir hom het geloof uiteindelik die verskil gemaak. Maar jy sê maar as die Here sê jy moet jouself vergewe, sê ek nee, dan sal ek. En hy kyk my so, hy sê, gees van onvergifnis, kom met daai man uit. Jy gaan nou, jy skree dan nie by my. En jy sien, dit is goed as wat die mense nie wil weet nie. En ek vertrou dat, ek hoop regtig dit geëer word. Die mense kan besef daar's 'n geestelike oorlog. Maar die politieke veranderinge in Suid-Afrika en Namibië laat baie oud soldate met 'n gevoel van vervreemding en ontnigtering. Waar is baie lewens verwoes? Of jy daar uitgekom het, jy het skade gehad en jy voel so, jy kan dit nie help nie, maar niemand kom na jou toe en sê jy het die regte ding gedoen nie. Almal bly stil want dit is vir hulle 'n groot verleentheid. Ons is vir daai land is ou vir heroes gesien. En onder die gange ouens het 'n oorlog beklei, het veilig teruggekom. Het die land verdedig. En dan ewe skielik dan gaan jou land na die ouens toe wat jy eintlik teen beklei. Sien hoe werk hierdie storie? Dan val jy. Wat het nou gebeur? Nou val al jou kaarte in mekaar in. Wat het jy bereik daardeur is? Die vraag van dit was my grootste kwel. Wat het ons daardeur bereik? Want 'n paar jaar later was daar 'n demokrasie gebore en ons wat beklei het, ons het geglo hulle was kommuniste, hulle was 'n regte vyand. En 'n paar jaar later is die land in hulle besit. Soveel duisende mense het hulle lewe opgegee aan beide kante en jy wonder, kon hulle nie maar net om die tafel gepraat met mekaar nie? Was dit nodig? Was dit nodig vir al die pyn?